Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Resaat Adams sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Resaat. Môre Jennifer, môre Pierre. Baie lekker om by julle te wees. Resaat, ons begin vanoggend met Ismail Dawood se borgtog. Ja, so hierdie senior misdaad intelligensie amptenaar het nou Dinsdag homself aan die polisie oorgegee nadat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is en dit hou verband met 'n voorval in 2023, Desember 2023 om meer spesifiek te wees, waar hy na bewering 'n persoon fisies mee geraak het, aangerand het en agterna toe ook afpersing geld by die persoon geëis het en die inligting het toe natuurlik by die polisie uitgekom. 'n Saak is gemaak, geopen en hy sou in elk geval van dese week in hegtenis geneem is of geneem word en hy het homself aan die polisie oorgegee. Die saak is toe Dinsdag deur die hof uitgestel na komende Vrydag toe, wat natuurlik nou môre is, maar Dawood het toe die Hooggeregshof in Johannesburg, wat in Johannesburg sit, betrek en gesê, maar hy word onregverdig behandel. Daar is geen rede hoekom die staat tydens hulle ondersoek nog nie sy residensiële adres kon bevestig het vir sy borgtog aansoek nie en die Hooggeregshof het toe daardie aansoek goedgekeur en hy is toe gister vrygelaat op 'n R10.000 borgtog. Nou hierdie kom natuurlik op 'n baie slegte tyd vir die Suid-Afrikaanse Polisiediens met alles wat ons hoor wat uitkom by die Mdlanga kommissie en die verskeie polisiehoës wat in die afgelope paar maande in hegtenis geneem is vir verskeie aanklagte. Ja, ons het al soveel gesê oor die aanklagte teen die polisie en die Mdlanga kommissie se werk op hierdie stadium. Dit voel ek, ons gaan onsself net weer herhaal as ek nou sê hoe ek voel. Maar nou, ons moet praat oor iemand anders wat sê aanklagte is onnodig. Sy is onskuldig. Ons praat hier oor die voormalige speaker van die nasionale vergadering en ook voormalige minister van verdediging, Mapisa Nkakula, wat sê sy is onskuldig as dit kom by die sake van R4,5 miljoen se korrupsie. En ek dink as 'n mens nou vanuit 'n spirituele geloofsperspektief na hierdie hele ding kyk, is dit amper half asof Mapisa en Nkakula, ek weet nie, soos 'n tipe van 'n leiding ook soek van Christelike leiers, voorvaders, selfs ook. Want as 'n mens kyk na die uitrusting wat sy gister aangehad het in die hof, en sy was geklee in 'n tradisionele attire, en die hof was gepak met familielede wat natuurlik gekom het ter ondersteuning. So ek dink sy besef die erns van die aanklagte teen haar, en ek dink daar was 'n stadium in gister se hofverskyning in die Gautengse Hooggeregshof wat in Pretoria sit, ook die landros wat vir of die regter wat vir haar herinner het, hoorie, dit is die moontlike jy weet 'n tronkstraf, boetes wat jy in die gesig staar. Ek dink daar's op een van die aanklagte waar sy herinner was dat sy tot 30 jaar tronkstraf gestuur kan word. So ek dink sy besef die erns, alhoewel sy nou onskuldig gister gepleit het op al 12 van hierdie aanklagte en dan ook een van geldwasery. Nou dit dateer terug na sover as 2018 toe en daar word beweer dat sy tussen 2018 en 2022 het sy 'n reeks betalings of omkoopgeld ontvang van 'n weermag kontrakteur. Sy was destyds toe die speaker van die nasionale vergadering, as ook die minister van verdediging. En dit is die einste uitvoerende hoof van hierdie maatskappy wat dienste aan haar departement verskaf het, wat toe staatsgetuienis gedraai het. Ek dink in daai stadium het sy uitgereik na Bantu Holomisa toe, wat ook 'n staatsgetuie is, en hy het dit na die parlementêre portefeulje komitee oor verdediging geneem, en dit het natuurlik toe in die howe opgeëindig, en vandag word die saak
voortgesit in die Hooggeregshof in Pretoria en hierdie einste uitvoerende hoof van hierdie diensverskaffer gaan natuurlik nou vandag die getuiebank inneem. Ja, kyk, as sy skuldig bevind word, is sy nie sop. Die vonnisse waarna mens kyk is nogals lank, dis 15 jaar, 30 jaar soos wat jy genoem het. So ek dink dit is 'n storie wat ons verseker gaan dophou om te sien hoe dit uitspeel. Resate, dan is daar 'n regter wat al vir 8 jaar op siekverlof is. Wat 'n storie wat nou gelei het tot 'n tribunaal wat nou in die Vrystaat gehou word. Dit is regter Lepona Lekala van die Vrystaat wat al sedert 2018 op siekverlof of met siekverlof is. En dit is maar 'n moeilike storie. Die ou hy's 'n diabetes en sy diabetes toestand het so ernstig geword dat een van sy bene afgesit moes word. Hy is in 2024 soos wettig blind verklaar. Maar die interessante deel hier is dat hy gesê het dat hy wil nie terugstaan en uit die ampt uittreë as gevolg van 'n tradisionele geneeser wat vir hom gesê het, maar hoorie, as jy dit gaan doen, dan is die kans sterk dat jy nooit weer sal kan sien nie. Bly in die pos en dan sal jy jou sig weer terugkry. Dit is die raad wat 'n regter in die Vrystaat van 'n tradisionele leier ontvang het en aanvaar het. En die regter-president in die Vrystaat het nou hierdie saak teen Lekale gebring. Die saak is gister aangehoor en word ook vandag weer voortgesit. En wat die ongelukkigheid hier is dat Lekale sy volle salaris ontvang, ten spyte van die feit dat 'n tussentydse regter in sy plek waarneem, ontvang hy steeds 'n volle salaris. Hy het steeds 'n luukse voertuig wat die belastingbetaler ongeveer R500,000 'n jaar uit die sak jaag. Daar word nou genoem hier deur Groundup dat hy in die tyd wat hy siek was ook vir 'n nuwe voertuig aangevra het. So dit is die ongelukkigheid wat nou op hierdie tribunaal uitgebring word wat vandag voortgesit word. Ja, mens wil nie onsensitief wees nie, maar 8 jaar, ek dink van belastingbetalers se geld en ek dink die nuwe voertuig selfs inruil klink vir mense nogals, weet nie, skrikwekkend. Maar hierdie is nou soos jy sê 'n storie wat ons verder gaan vat en van hoor veral dat mense iemand in sy plek moet aanstel. Ja, interessante storie daai ene. Hy's blind, hy kan nie bestuur nie. Hoekom met 'n kar? Okay, never mind. Goed, ons moet praat 'n bietjie oor dinge wat regtig aan mense se, kan mense myself sê, tot aan hulle afsterwe raak. Ons moet praat oor die feit dat bystand dood in Suid-Afrika al vir lank 'n kwessie is wat in en uit die howe is, dat daar goeie argumente aan weerskante van hierdie situasie sit, en dat daar nou uiteindelik 'n besluit geneem is deur die nasionale direkteur van openbare vervolging, wat die Dignity SA se aansoek nie gaan teenstaan nie. Ja, en dit is natuurlik nou deur Dignity SA verwelkom ook en natuurlik ook die verskeie individue, groeperings wat hierdie aansoek wat nou vir so lank aankom ondersteun. Soos wat dit vir ons klink, is dit in die stadium een van die groot partye wat nog teen die deure skop is die minister van gesondheid, wat natuurlik Dr. Aaron Motsoaledi is, sowel as die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, wat hierdie aansoek teenstaan. Nou, dit is soos jy sê, Pierre, dit is 'n debat wat nou al vir baie lank aankom. Daar is verskeie dokters en diegene in die medisyne wat oor die jare, jy weet, persoonlike veldtogte probeer loods het omdat hulle aan die ontvangkant is van wat dit is om 'n familielid te hê, wat dit is om iemand te wees wat kan baat vind by iets soos genade dood. Ek dink daar is so baie mediese toestande in die wêreld en Suid-Afrika ook waar 'n mens amper al voel, maar jy weet,
vir 'n ouer, vir 'n ouma of 'n oupa is die enigste uitweg om vir hulle natuurlik met hulle toestemming ook sover as wat hulle moontlik kan gee om hulle bystand te bied. En ek dink dit is die hoofargument wat Dignity SA hier probeer doen, en met die verwelkoming van die nasionale direkteur van openbare vervolging dat hulle nie die aansoek gaan teenstaan nie, beteken dit dat die kriminele element word nou alreeds tersyde gestel. So waar dokters wat familielede of diegene wat wel van genade dood wil gebruik maak, waar dokters hulle sou huidiglik met ons huidige wetgewing sou ondersteun, kan daai selfe dokters krimineel vervolg word. Hulle kan aangekla word van moord. En hier is die nasionale direkteur van openbare vervolging sê nou dat jy weet ons verstaan die redes daarachter en dit kom daarop neer dat die kriminele element nou alreeds tersyde gestel word. So ons wag nou om te hoor wat die reaksie van die minister van gesondheid sowel as die raad van gesondheidsberoepe van Suid-Afrika gaan wees. Baie plofbare onderwerp. Ek dink daar's mense wat teen bystand dood is met alles in hulle, en dan is daar mense wat deur dit gegaan het, familielede het of ma's en ouers het wat deur dit is en wat vir jou sê, maar daar is mense moet tog maar daarna kyk. So dis hier is daar nie 'n middeweg nie. Hier is daar twee opponerende partye wat elkeen baie oortuig is van hulle saak. So ons sal maar sien wat gebeur in die hof hiermee. Resaat dan oor na 'n dramatiese redding gister. Ja, dit het daar in die Somerset Wesberge plaas gevind. Nou die wildernis soek en redding organisasie het gereageer op klagte van die publiek uit dat hulle gille op die berge in Somerset West, dit is by die Helderberg Natuurreservaat gehoor het. En wildernis soek en redding is natuurlik een van die organisasies in die Weskaap wat bekend is vir sulke tipe operasies in die berge rondom Stellenbosch, Tafelberg ook, het hulle al oor die jare 'n reeks operasies uitgevoer waar helikopters betrokke was in die nagtelike ure. In hierdie geval is 'n hommeltuig van die Weskaapse Gesondheidsdepartement en Welstand ingespan. En hierdie soektog het tot 1 uur gisteroggend geduur en gelukkig met die samewerking van die verskillende partye wat by die operasie betrokke was, kon hierdie stapper wat sowat 15 tot 20 meter ver geval het, kon hy gestabiliseer word. Daar was 'n dokter ook op die toneel gewees en hy is toe na 'n nabye hospitaal toe vervoer. Maar die Weskaap bevind homself tans in daai seisoen waar as 'n stapper of as 'n gereelde stapper moet jy nie die weer onderskat nie. Dis baie mistig die laaste tyd. Dit is natuurlik nou winter, so dit raak bietjie vroeër donker. En dit is wat die wildernis soek en reddingsorganisasie nou stappers teen waarsku, is om na die nodige voorsorg te tref, om nie die weer te onderskat nie. En die groot ding hier ook, daar's ook 'n hele paar operasies nou die laaste week op Tafelberg uitgevoer en die publiek stappers word daaraan herinner dat die kabelkar tussen 27 Julie en 9 Augustus buite werking gaan wees vir jaarlikse instandhouding, maar dit is juist ook op Tafelberg waar stappers van die kabelkar af sou staat maak om onder by die voet van die berg uit te kom, maar nou gaan dit vir 'n hele ruk nie werk nie, so beplan maar daarvolgens en kom maar by veiligheid uit. Laat weet familielede, vriende, as jy gaan stap, moenie alleen stap nie, maak maar seker jy het altyd 'n selfoon wat vol gelaai is en wees maar aan die veilige kant. Beplan. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie, julle moet 'n lekker dag hê. Dit is dan Resaat Adams wat met ons gesels het oor koerantbesprekings vanoggend. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.